Goeiemôre gemeente, die orgelvoorspel was 'n verwerking gewees van lied 209, Heer met my hele hart, en ons begin ons sang vanoggend daarmee. Dit was 'n verwerking van Zorada Temming van Stellenbosch. Kom ons sing hierdie baie mooi lied, Heer met my hele hart, so pragtige teks, ongelukkig net een vers in die liedboek. Kom ons sing dit 2 keer deur, baie dankie. Om ons in te stel om die woord van die Here te ontvang, sing ons 'n lied van toewyding en voorbereiding vir die erediens, die 257 in die liedboek van die kerk. O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir u woord. Ons sing die 2 verse daarvan, sittende bidend saam. Goeiemôre vriende, baie hartlik welkom by die erediens. Baie welkom aan die kinders wat vanmôre saam met ons is. Dit gaan net nou julle beurt wees en dan gesels ons 'n bietjie hier voor die kansel.
En ons kyk, dalk is hier 'n lekker goedjie wat so 'n hartjie lyk wat ons herinner aan die liefde wat die Here vir ons het. Die afkondiginge het voor die tyd geflits. Ek wil net die volgende herhaal. En die eerste, vriende, gaan oor ons hak 'n jas projek. Hak 'n jas projek beteken dat daar 3 maniere is waarop ons kan inskakel daarbey. Die eerste is dat ons nou letterlik 'n jas bring wat ons op die reilie voor in die voorportaal kom hak, of enige warm kledingstuk vir mense wat dit nie het nie. Dit werk soos met die maanlanding. Vir ons kan dit 'n klein gebaartjie wees, maar vir iemand wat dit ontvang kan dit 'n geweldige groot iets wees. Dan is daar die badpakkie. Daar is ook suggesties op die afkondiginge van wat 'n mens in die badpakkie kan sit. Dit is nou persoonlike iets wat mense in die badkamer kan gebruik. En dan kan ons ook 'n koopbewys skenk van R100 of R200 wat iemand dan kan vat en na eie behoefte ietsie te gaan koop. Baie dankie ook vir al die bydraes wat al reeds gemaak is vir hierdie projek. Dan wat ons blommebediening betref, vriende, daar's 2 komponente. Die een is dat ons deel word van mense wat blomme skenk, wat ons gebruik om dan vir iemand in die week te gaan gee wat siek is of deur 'n ernstige krisis gaan. Daar is 'n lysie wat gehou word. Jy kan jou naam daar agter by die inligtingseentrum by Jacomien gee en dan op 'n bepaalde Sondag blomme skenk. Ons het 2 rykers en nog blomme gekry wat ons kan uitdeel vir mense. En terwyl ons nou daarby is, dis die tweede been van hierdie projek, is dat iemand wat dan die persoon ken wat siek is, dan blomme neem en dit dan vir die persoon in die week gaan gee. Nou het ons 'n bietjie van 'n probleem ook met name. Julle weet nou, Tannie Poppy loer vir ons mag ook nie mense se name sommer bekend maak of nommers en so aan nie. Daar is ook mense wat aangedui het dat hulle nie meer korrespondensie wil ontvang of hulle name of nommers bekend gemaak wil word nie. En dan is ook mense wat verkies om nie hulle name genoem wil hê in die erediens nie, wat dit nou 'n bietjie vir ons moeilik maak. Maar ek gaan nou die 2 name noem. Die eerste is Isabel van Niekerk van Noorderbloem wat op die oomblik behandeling kry in Medikliniek. Is daar iemand wat vir Isabel ken en vir Isabel blomme sal vat of 'n potplant? As jy dalk gedurende die diens besluit jy sal dit wil doen, dan kan jy net daar in die voorportaal ook vir Jacomien sê en dan 'n ryker of 'n potplant vat. Soos daarin sal U2 bed nommer 3 in Medikliniek. En dan Martha van Niekerk is ook baie ernstig siek. Is daar iemand wat haar ken wat vir haar blomme kan vat? Dieselfde reëling dan dat ons baie dankie. Die potplant of 'n ryker hiervoor en baie dankie ook daarvoor. Dan die volgende vriende. Baie hartlik geluk aan al die mense wat die week verjaar. Mag dit 'n baie mooi en besondere dag wees en mag die jaar wat voor lê ook vir jou baie mooi en geseënd wees. En dan die volgende, Dominee Andrie is op die oomblik met verlof, sy begin Woensdag die 6de Julie weer werk. As daar iemand is wat pastorale hulp nodig het, dan kan julle die kerkkantoor skakel of vir my direk skakel. Die nommers is op die jaarprogram. As julle die Here, julle God aanroep, sal hy julle gebed verhoor.
as julle hom nader in onverdeelde trou. Amen. Vriende, die Here groet ons vanmôre self in hierdie erediens met sy genade en sy vrede. Genade en vrede van die drie-enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gaan nou staan en dan antwoord ons op die seëngroet van die Here met die sing van 3 lof- en aanbiddingsliedere. Die eerste lied is lied 184 en dit is 'n lofsang tot eer van die Here. Dan vonk 2. Vonk 2 is 'n oproep aan alle mense om die Here se naam te roem. En dan lied 175. In lied 175 besing ons die glansryke heerlikheid van die koning. 184, vonk 2 en 175.
Vriende, ons ken die bekende woorde in Deuteronomium 6 vers 5 en Matteus 22 vers 37, waar die wet van die Here opgesom word in die woorde: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die gebruik van die woord hele is betekenisvol. Dit beteken dat alles van my lewe in dankbaarheid aan die Here toegewy moet wees. Nou in die lied wat ons net hierna sing, lied 200, word nogal op 'n besondere manier gesê wat dit beteken om die Here lief te hê met alles wat jy het. In die derde strofe, sou ek o Heer u nie vereer nie. Die uitleef van die wet van die Here is 'n manier om ook eer aan God te bring as ons aan hom getrou is. Sou ek die goedheid nie verstaan. Om die Here se wet uit te leef is ook 'n reaksie op die goedheid van die Here. Die goedheid wat hy vir ons bewys het toe Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterwe het. Paulus skryf en dan sê hy, maar nou het die goedheid van ons God in Jesus Christus verskyn. En die uitleef van die wet is 'n manier om vir die Here daarvoor dankie te sê. Dan gaan die lied verder: sou u my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat u my wys nie gaan. Nou die Here se wet is ook vir ons die riglyn van ons lewe. Gereformeerdes het nog altyd die wet op drieërlei maniere verstaan, en een daarvan is dat die wet vir ons die weg deur hierdie wêreld wys. Die Here rig ons wil en strewe, sy woord bly ons gedurig by, en dan die gebed aan die einde: vul met u liefde ook my lewe om en alles aan u te wy. Om God lief te hê met alles wat jy het, beteken om jou in alles aan hom te wy. Kom ons sing nou lied 200, die derde strofe. Here, ons sê vir U dankie dat U weer vir ons herinner dat ons lewe aan U wy, Here, in ons hele lewe, in ons hele menswees, in ons hele gedagtes en ons verstand, Here. So help ons om dit prakties te maak. Help ons om nie te fokus op Eskom se krag wat af is nie, Heer, maar eerder te dink aan hoe kan ons gesinne nader aan mekaar kom en by mekaar wees in geselsies hier in daai tyd, dat ons amper kan uitsien na daai aftyd, waar die krag af is, wat ons met mekaar tyd kan spandeer. Here, help ons ook om ons fokus te skuif op U, Here. Help ons om ons fokus nie te skuif op die ekonomie wat nou so is, en die oorlog in Oekraïne, Here, en hoe alles negatief is nie. Help ons om ons fokus te skuif om op U te fokus, Here. Laat U die een is wat vir ons lewe gee. God, laat U die een is wat vir ons krag gee elke dag om hier te kan wees, om te kan opstaan, vir die wat nie hier is nie, Here. Help hulle ook om op U te fokus. Here, dankie dat U vir ons gesondheid gegee het, dat U vir ons goed gee wat ons genoeg kan hê om te eet. Ons sê dankie, Here, dat U vir ons voorsien, dat ons 'n warm jas het. Help ons om te sien ook waar ons ekstra het om te kan gee vir die projekte en vir die mense wat nie het nie. Ons loof en prys U, Here, dat U deel is in ons lewe, dat ons lewe aan U wy, Here, en laat alles aan U behoort. In Jesus naam. Amen. Dankie, Riet. Ons skriflesing, Matteus 7, vers 7 tot 11. Jy kan dit naslaan in die Bybel, die teks gaan ook op die skerm verskyn.
Matteus 7 by vers 7. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry. En vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Nou is dit die kinders se beurt, ek nooi julle na vorentoe, ons gaan 'n bietjie gesels hier oor God en oor gebed. Is jy 'n dinosaur man? Ek sien ja. Ek sien is cool dinosaurs, nee. En kyk jy mooi poppie wat sy het. Dis 'n mooi poppie, nee. Goed, vertel 'n bietjie vir my, wat weet julle van God? Hy is ons almagtige Here. God is die almagtige Here. Almagtig beteken hy kan enigiets doen en Here beteken alles in hierdie wêreld behoort aan hom. Wat weet ons nog van God? Ek weet nie. Dit is wonderlik want nou gaan ons sommer leer, né? As mense nie weet nie, dan leer jy. Ons het nou net ons ietsie gesê oor God. Dink julle God het ons lief? Ja. Die Here het ons baie lief, né? Altyd lief vir ons en hy help ons en hy gee ons wat ons nodig het. Nou dink julle mense kan met die Here praat? Ja. Wat noem mens dit? As 'n mens met die Here praat, noem ons dit bid. Ons kan bid, maak nie saak hoe groot ons is nie, en ons kan vir die Here goeie sê en goedes by die Here vra. Nou wat dink julle kan 'n mens vir die Here vra? Is daar net sekere goed wat mens vir die Here kan vra? Ek kan baie goed vir die Here vra. Mens kan baie goed vir die Here vra, soos byvoorbeeld wat? Sal Jesus asseblief vir ons reën gee laat al die goed weer kan groei. Ons kan vir die Here reën vra, dat al die goedes weer kan groei. Ons kan vir die Here vra dat hy vir ons sal sorg, dat ons kos sal hê, klere sal hê, 'n warm bed sal hê. Ons kan vir ander mense bid wat swaar kry, né? Sê maar as iewers ter oorlog. Oorlog is nou nie nice nie, né? Dan kan ons vir die Here vra dat hy weer vrede gaan gee. So, baie dankie. Ons weet dat God almagtig is, dat die Here vir ons lief is en ons kan met die Here praat. En daai praat noem ons gebed en ons gaan nou in die preek bietjie praat oor gebed en ons kan enige iets in die gebed van die Here vra. Nou wonder ek of die Here vir ons alles gaan gee wat ons vra. Ons gaan bietjie hoor wat sê die preek. Hierdie lekkertjie lyk soos 'n hartjie en dit herinner ons net weer dat die Here vir ons lief het. Wil jy dalk vir iemand 'n lekkertjie gee wat nie hier is nie? Niemand, is dit reg as julle vir julle gevat het, nee? Ja, great. Baie dankie. Mooi luister. Nou vriende, met hierdie paar verse wat ons saam gelees het, moet 'n mens baie versigtig wees. Dis soos met 'n kontrak. Nadat jy die ding gesluit het, is dinge anderster as hoe jy dit in die promosie verstaan het. Totdat jy die fynskrif lees en dan verstaan jy. Ons moet die fynskrif van Matteus 7 vers 7 tot 11 baie mooi lees. Want op die oog af lyk dit asof hier 'n blanko tjek gegee word aan enige iemand wat die een of ander begeerte het. Elkeen wat vra, ontvang. Elkeen wat soek, kry. Mense reageer entoesiasties hierop, maar word dikwels teleurgestel omdat hulle nie kry wat hulle gevra het nie. Hulle verwagtinge word teleurgestel. En dit kan lei tot twyfel. Jy kan begin dink dat God nie sy beloftes nakom nie, of dat dit dalk iets met jou geloof skort. Dalk is jou geloof nou nie groot of sterk genoeg nie, want jy ontvang dan nou nie wat jy dink die Here beloof het nie. Matteus 7 vers 7 tot 11 vorm deel van Jesus se onderrig oor gebed in die bergrede. Hy begin sy onderrig oor gebed deur te wys op sekere wanpraktyke wat rondom gebed kan ontstaan.
Nog voor Jesus ons leer hoe om te bid, moet hy ons eers leer hoe om nie te bid nie. Byvoorbeeld, nie soos die skynheiliges nie, om te bid vir die show nie. En dis dan ook al wat jy kry. Jy imponeer mense, en daarom sê Jesus, so iemand is sy beloning weg. Op 'n ander plek waarsku Jesus weer teen 'n vorm van gebed waar 'n mens God se aandag wil opeis of God onder druk wil plaas om jou gebed te verhoor. Hulle dink hulle gebede sal verhoor word as hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle wees nie, want julle hemelse Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. En dan volg die modelgebed, die Ons Vader, waar Jesus vir ons leer hoe om te bid. En die gedeelte wat dan volg, is 'n soort van 'n kommentaar op die verskillende bedes van die Ons Vader gebed. En in Matteus 7 vers 7 tot 11 word mense wat vertroue in gebed verloor het, deur die Here aangespoor tot volharding en gebedsvertroue. Die punt wat hier gemaak word is, alhoewel die Here weet wat ons nodig het, moet ons nogtans vra. Hier word nie uitdruklik gesê wat ons alles mag vra, waarna ons alles moet soek, of waartoe ons alles toegang verkry nie. Hierdie gedeelte sê nie, dat enige iemand enige iets kan vra en sal ontvang nie. Dit gaan in hierdie gedeelte, en dis nou die fynskrif, om ons algehele oorgawe aan God en vertroue in die Here. Ons hemelse Vader wil ons gebede verhoor, en hy sal in ons behoeftes voorsien. Sien, dit gaan nie in die eerste plek om wat ek mag vra nie, dit gaan om die vraag of ek die Here vertrou. En let nou op die gesindheid wat Jesus vra van die wat bid. 'n oog wat goed is, vers 5. 'n oog wat vir Jesus sien en gedurig na hom opkyk. Christus is in hulle lewe die lig, en daarom sien hulle besittings in 'n totaal ander manier as wat 'n mens normaalweg sou dink. Hulle tree anders op as die wêreld ten opsigte van materiële dinge. Hulle dien nie God en Mammon nie. Hulle bekommer hulle nie oor wat hulle sal aantrek, oor die lewe, wat hulle moet eet of drink nie. Hulle beywer hulle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God. Want ons hemelse Vader sal al hierdie dinge vir hulle gee. Sien, hier word gepraat van gelowiges wat daarop reken dat hulle hemelse Vader vir hulle sal sorg. Dis nie 'n oop agenda of 'n blanko tjek wat gegee word aan gelowiges wat enigiets begeer nie. Dit gaan in die eerste plek nie om wat ek mag vra nie, maar om die gesindheid waarin ek dit vra. En die tema van die preek suggereer dan 'n gesindheid van vertroue. Nou vriende, die wonderlike van ons verhouding met die Here is dat ons sommer so in ons eie taal, in ons gewone woorde met die hoogverhewe God kan praat. Daar is so baie dinge in hierdie lewe waarvan ons nie goeie raad weet nie. En daaroor kan ons reguit met die Here praat. Presies soos dit in jou gedagtes opkom. Wat ons vir die Here wil sê, hoef nie 'n toespraak met mooi woorde te wees waarmee jy mense wil beïndruk nie. Die Here soek net opregtheid. Lees maar weer Psalm 51. Opregtheid, geloof en vertroue in ons woorde en gedagtes. En wanneer die geloof en die vertroue wankel, dan kan ons dit ook reguit en opregtheid vir die Here sê. Baie Bybelskrywers is vir ons 'n voorbeeld daarvan. 'n krom en skewe, stotterende, stamelende gebed hinder nie die Here nie. En weet jy, dit plaag nie mense wat daarna luister nie, wat jou hoor bid nie. Mense verwag nie regtig van ons om mooi te bid nie.
Trouwens, 'n mooi gebed ontneem ander mense die vrymoedigheid om te bid. Want hulle kan nie so bid nie. En hulle wil nie graag afsteek nie. 'n Opregte gebed is aansteeklik, want dit gee die vrymoedigheid om net hulle self in gebed te wees. Wat wil Matteus 7 vers 7 tot 11 vir ons sê? 1. 'n Mens mag bid vir jou daaglikse behoeftes. In die Ons Vader gebed leer die Here Jesus ons dat daar plek is vir die doodgewone behoeftes wat jy het. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Die Latyn praat van super substantialem en die Grieks van arton epousion. Dit is alles wat jy op hierdie dag nodig het vir die lewe. Van 'n glas water tot 'n kop seer. Om dit van die Here te vra, is om te erken dat jy geheel en al van die Here afhanklik is. Selfs die stukkie kos wat jy nodig het om elke dag die lewe in stand te hou, is nie iets wat ek op my eie krag voor kan sorg nie. Ook daarvoor moet ek die gewer van al die goeie gawes vra. En let dan daarop, vriende, dat die Here vir ons vra en leer om weier te bid as ons eie behoeftes. Nie net my super substantialem nie, maar ons daaglikse brood. Wat ek vir myself nodig het, vra ek in die gebed ook vir ander. En wanneer ek dit gevra het, moet ek myself afvra of die Here nie dalk vir my wil gebruik om te help vandag, dat iemand anders ook sy of haar daaglikse brood kry nie. Daar kan hygelary in gebed wees. Byvoorbeeld, om te bid vir vergifnis van sonde, sonder om regtig berou te hê oor sonde, of teen die sonde te stry, of nie regtig vergifnis van sonde te begeer nie. Ek mag enige iets van die Here vra, waarin ek bereid is om myself te verbind aan wat hy vra. Nou sê Enrikus Berghoff, hoewel 'n mens gebed nie alleen in terme van vra kan omskryf nie, is vra so eie aan gebed, dat dit meer is as net een van die elemente van gebed. Gebed is om te vra. En mens sien dit in die oorspronklike woorde vir gebed in die Bybel, en ook die verband waarin dit voorkom. Calvin sê, deur nederig te vra, kom die ware mens voor God te staan. Sonder maskers, sonder enige pretensie, met leë hande. En Koelbrugge noem so iemand wat so bid, 'n straatarm bedelaar, wat met sy versoeke erken dat hy geheel en al op die genade van God aangewys is. En dan sê Bart, maar dit is die vryheid wat ons voor God het. Ons kan bid. Ons moet bid. Om nie te vra is om te sê, ek het God nie nodig nie. Ek kan sonder hom klaarkom. Vriende, 'n mens mag enigiets van die Here vra. Jy gaan natuurlik nie enigiets van God kry nie. Want gebed is om te vra in ooreenstemming met die wil van God. Met gebed as vra word nie selfsugtige vrae bedoel nie. 'n Mens kan byvoorbeeld nie vergifnis van sonde vra en terselfdertyd wraakgedagtes koester teenoor 'n ander of lelik met iemand anders wees nie. Dit bring skeiding tussen ons en God. Jy moet die Here jou God lief hê. Skeiding tussen ons en mense. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons kan nie so bid nie. Dis nie die wil van God nie. 'n Mens kan enigiets van die Here vra, maar dan moet jy daarin berus as die antwoord anders is as wat jy gevra het. Anders is dit wat Paul Tillich noem magiese gebed. Iemand bid byvoorbeeld vir genesing en konsentreer so op wat hy begeer, dat hy geen ander antwoord op gebed as genesing aanvaar nie. Dis nie gebed onder leiding van die Heilige Gees nie. So gebed
stel die Here ondergeskik aan wat jy begeer. Dis manipulasie van God. En mens kry dit byvoorbeeld by lede van sekere kerke, dat hulle 'n finansiële target stel en dan die Here uitdaag om dit vir hulle te gee. En so word God in diens gestel van jou materialistiese doelwitte. Vra onder leiding van die Heilige Gees beteken om God se antwoord te aanvaar, of het nou ooreenstem met wat jy gevra het of nie. Deur gebed leer ons wat die wil van God is. Om te vra is nie om eise aan God te stel nie. 'n Christen leef in oorgawe aan God en vertroue op God, soos Jesus ons voorgaan in Getsemane. Nie my wil nie, u wil. Om afhanklik van God te lewe, beteken om te weet dat die Here ook nee kan sê, as dit wat ons vra buite sy beskikking lê. Om enigiets van God in gebed te vra, beteken nie om te eksperimenteer met gebed, om te sien wat ek daaruit kan bekom nie. Soos Calvin sê, ons bid nie om God se wil om te buig, om in lyn te lê met ons wil nie. Om te bid is 'n wonderlike voorreg. Terselfdertyd om te soek en te vra na God se wil en die Here te vertrou. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.
Mooi dag vir almal. Goeiedag Huguenot en alle belangstellendes. Ons begin Sondag met die Hak Jou Jas projek en hierdie projek is gebore vanuit die behoeftes van ons opkombuis. Nou gedurende die wintermaande raak die behoeftes groter en meer en ons het besluit om in te spring en te help en jy kan ook betrokke raak. Nou, daar is 3 maniere waarop jy betrokke kan raak. Die eerste een is om letterlik 'n ou jas, baadjie of trui aan die kledereëling te kom haak hier voor by die deur voor 'n diens op 'n Sondag, waarna ons dan hierdie klere sal herversprei aan iemand wat dit nodig het. Die tweede manier waarop jy betrokke kan raak is om 'n badpakkie op te maak en die inhoud van die badpakkie sal op ons afkondigings wees. As jy hierdie video op Facebook sien, is dit in die beskrywing hierbo. As jy dit op WhatsApp kry, is dit in die beskrywing hieronder. Anders is gelike ons Facebook page as jy nog nie daar is nie. Natuurlik uniek van hierdie badpakkie is die paar sokkies wat daarbey saamkom, so jy is meer as welkom om op so 'n manier ook 'n bydrae te kan lewer. Die derde manier waarop jy 'n verskil kan maak is om 'n 100 of 'n R200 surprise Huguenot tweedehandse klerewinkel voucher koopbewys te koop wat ons dan spesifiek aan mammas en gesinne gaan uitdeel sodat hulle hier by die Huguenot se tweedehandse klerewinkel klere kan kom koop wat volgens die behoeftes van hulle kinders en gesinne is. As die Here jou roep om betrokke te raak tot hierdie projek, is jy meer as welkom. Hier is die kanale waar jy dit kan doen. As jy enige navrae het, skakel my asseblief of skakel die kerkkantoor. In the summer when a northeast breeze sang like a song through the oak trees. Pennsylvania, she kinda caught my soul, which had me a little more open and closed. Walls I built, opinions I learned, covered in the ashes of bridges I burned. Blind to the arrow that was headed to my heart, but you hit the mark.